Goeiedag geliefdes, ons keer terug na die boek Exodus en ons luister na Exodus 12 verse 1 tot 14 en dan ook verse 21 tot 27. In Egipte het die Here vir Moses en Aaron gesê, hierdie maand is vir julle die belangrikste maand, dit moet die eerste maand van die jaar word. Sê vir die hele gemeente van Israel, elkeen moet sorg dat hy op die 10de van hierdie maand 'n lam vir sy gesin het, vir elke huisgesin een. As 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, kan 'n man en sy naaste buurman dit onder mekaar verdeel volgens die getal persone. Julle moet die lam deel volgens elkeen se behoefte. Dit moet 'n jaar oud rammetjie wees, sonder liggaamsgebrek, 'n skaap of 'n bok. Julle moet hom goed oppas tot die 14de van hierdie maand, en dan moet die hele gemeente van Israel teen laatmiddag slag. Julle moet van die bloed smeer aan die sykante en die bokant van die deurkusyn van elke huis waar julle die lam gaan eet. Nog dieselfde nag moet julle die vleis eet. Julle moet dit gebraai eet, saam met ongesuurde brood en bitterkruie. Julle moet dit nie rou of in water gekook eet nie, maar oor die vuur gebraai, met kop, potjies, binnegoed en al. Julle mag niks daarvan tot die volgende môre laat oorbly nie. As daar die volgende môre tog iets oor is, moet julle dit verbrand. Julle moet dit haastig eet, aangetrek vir die reis, skoene aan die voete en kierie in die hand. Dit is die Paasfees van die Here. Daardieselfde nag sal ek deur Egipte gaan om al die eerstelinge van die Egiptenaars, mens en dier te tref. Met al die Egiptiese gode sal ek afreken. Ek is die Here. Die bloed aan die huise waarin julle is, sal 'n teken wees. Waar ek die bloed sien, sal ek die huis oorslaan en die vernietigende slag waarmee ek Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie. Hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. Julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Vir julle nageslag moet dit 'n vaste instelling wees wat hulle moet vier. En dan lees ons ook van vers 21 tot 27. Moses het toe al die leiers van Israel bymekaar geroep en vir hulle gesê, gaan vang vir julle gesinne elkeen 'n lam uit en slag die paaslam. Neem 'n bossie hisop, doop dit in 'n bak met bloed en smeer die bloed aan die bokant en die sykante van die deurkusyn. Nie een van julle mag by sy deur uitgaan voor die volgende môre nie. As die Here verbykom om die Egiptenaars te tref, sal hy die bloed aan die bokant en die sykante van die deurkusyn sien en die deur oorslaan. Hy sal nie die dood in julle huise laat kom om julle te tref nie. Julle en julle kinders moet altyd hierdie voorskrif eerbiedig. Wanneer julle in die land kom wat die Here vir julle gaan gee, soos hy beloof het, moet julle hierdie verpligting nakom. As julle kinders sou vra, wat beteken hierdie verpligting, moet julle sê, dit is 'n paasoffer aan die Here, omdat hy in Egipte die Israeliete se huise oorgeslaan het. Terwyl hy die Egiptenaars getref het, het hy ons huise gespaar. Toe het die volk in aanbidding gebuig. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Ons het gehoor hoe die Farao vir Moses sê, wie is die Here nogal dat ek na hom sal luister? Dis Exodus 5 vers 2. Hy wou nie die opdrag van die Here uitvoer nie. Hy het nie gedink dat hy as koning van Egipte nodig het om na die Here van die Hebreërs te luister nie. Maar in vandag se verhaal hoor ons hoe die Here vir die Farao, die Israeliete en ons wys dat hy die enigste God is. Hy wys ons hoekom die Christendom so uniek en spesiaal is. Wat maak die Christendom so uniek en spesiaal? Die lam, die verhaal van die lam. Exodus 12 beskryf vir ons die 10de en laaste plaag. Die Here sê dat hy met hierdie plaag 'n oordeel oor al die eersgeborenes in Egipte gaan bring, van mense sowel as van diere. Die enigste eersgeborenes wat nie sal sterf nie, is die wat in huise bly waarvan daar bloed aan die deurkusyne gesmeer is. Met die eersgeborene word die oudste seun in elke huisgesin bedoel, en die oudste manlike dier. En nou is die vraag, hoekom die eersgeborene?
In die tyd van die Ou Testament was die familie baie belangrik. Jou hoop en drome was dat dit met die familie moet goed gaan. Mense het geleef vir die voorspoed en geluk van die familie. As iemand in die familie iets skandeliks gedoen het, was dit die hele familie se skande. As 'n broer of suster vandag iets skandeliks doen, sal baie mense sê, dit is my broer of suster se probleem, dit het niks met my te doen nie. Maar in die Ou Testament was die skande ook jou probleem. In die sukses van die familie het die oudste seun 'n belangrike rol gespeel. Die oudste seun het gewoonlik die meeste geërf. Hoekom? Sodat hy kan sorg dat dit goed gaan met die familie. Wanneer die familie in die skuld beland het, moes die oudste seun sorg dat die skuld betaal word. Wanneer die familie in die skande gekom het, het die oudste seun die verantwoordelikheid gehad om dit uit te sorteer. Om die oudste seun te wees was dus 'n groot voorreg en ook 'n groot verantwoordelikheid. Wanneer God met die 10de plaag sê, elke eersgeborene gaan sterf, het die Israeliete presies geweet waaroor dit gaan. Die eersgeborene, of die oudste seun, betaal vir die sonde en skande van die hele familie. Daar is net een ding wat die eersgeborene kan red. Daar is net een manier hoe hy God se oordeel kan vryspring, en dit is deur 'n lam. God sê, wanneer julle 'n lam slag, dit saam eet en die bloed aan die deurkosyne smeer, sal julle my oordeel vryspring. In die res van die Ou Testament word hierdie waarheid herhaal. Oor en oor sê God, die eersgeborene moet met sy lewe betaal, tensy hy losgekoop word, tensy daar 'n offer gebring word en 'n betaling in sy plek gemaak word. Nou wat beteken dit alles? Dit beteken plaasvervanging. In elke huis in Egipte was daar daardie nag 'n dooie seun of 'n dooie lam. Die lam het in die plek van die eersgeborene gesterf. Daardie aand toe die Israeliete die paaslam geëet het elke eersgeborene na die lam op die tafel gekyk en geweet, die enigste rede hoekom ek nie dood is nie, is as gevolg van hierdie lam. Die Here sê in verse 22 en 23 dat hy by elke huis in Egipte gaan verbygaan. As daar nie bloed op die deurkosyne van daardie huis is nie, gaan die eersgeborene in daardie huis sterf. Daar is geen uitsondering op die reël nie. Selfs al is jy 'n Israeliet, gaan die eersgebore in jou huis sterf as jy nie bloed op jou deur het nie. Want dit is die bloed van die lam wat jou red, en nie jou ras, kultuur of prestasies nie. Die Israeliete moes die bloed van die lam aan die buitekant smeer waar almal dit kan sien. Ja, ook die Egiptenare. Almal het geweet hulle is Israeliete, maar die bloed was die bewys dat hulle werklik glo. Nou is die vraag, hoe lyk dit met jou lewe? Almal weet dalk jy is 'n Christen, maar kan hulle dit regtig sien? Kan hulle sien dat God se redding besig is om jou lewe te verander? Ons hoor ook die verhaal van die lam in die Nuwe Testament. Wanneer Johannes die Doper vir Jesus sien, roep hy uit, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. In Openbaring 5 sien Johannes 'n boek waarin God se verlossingsplan beskryf word. Maar Johannes is baie hartseer omdat niemand die boek kan oopmaak nie. Daar is niemand wat God se verlossingsplan kan uitvoer nie. Dan kom die antwoord, Jesus kan dit oopmaak. Want hy is die lam wat in ons plek geslag is om ons van God se oordeel te bevry. Die aand voor Jesus se kruisiging vier Jesus die laaste Paasfees. Want elke Paasfees het vorentoe gewys na Jesus wat die volmaakte lam is wat in ons plek sal sterf. Tydens die laaste Paasfees het Jesus die nagmaal ingestel. Die nagmaal herinner ons nou aan alles wat Jesus gedoen het en verseker ons dat hy ons lam is. Die verhaal van die lam loop dus soos 'n goue draad deur die Bybel. Dit wys ons op die waarheid en uniekheid van die Christendom. En ons vier hierdie fantastiese waarheid met elke nagmaal. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat U ons eerste lief gehad het.
U het Uself as die volmaakte lam gegee om vir ons sondes te betaal. Deur U groot liefde het U ons gered en U liefde in ons harte uitgestort, sodat ons ander kan lief hê. Ons bely vandag dat ons baie keer liefdeloos is. Ons bely dat ons baie keer selfsugtig is en dat ons baie keer dinge doen wat vir ons voordelig en lekker is. Leer en lei ons met die Heilige Gees, sodat ons U sal dien deur onsself te gee, deur ons tyd te gee en deur 'n verskil in ander mense se lewens te maak. Ons bid dat U ons regering sal lei in die besluite wat hulle neem en dat hulle ook ons land sal regeer, sodat daar wet en orde in ons land sal geskied. Ons bid hierdie dinge deur U groot genade alleen. Amen.